Lia en die Towerwoud. Jy luister na Klets in Afrikaans. Daar was eens 'n 7-jarige dogtertjie met die naam Lia. Sy was lank en slank met blou oë en lang, ligte bruin hare. Lia was 'n slimkop kind, altyd skerp, met sê-goedjies en flink op haar voete. Sy was mal oor dans, sing, toneel speel en het nooit omgegee om op 'n verhoog te staan nie. Of dit nou vir 'n praatjie, konsert of gebed was. Lia was 'n hulpvaardige kind, altyd vooruitgedink en glad nie lui nie. Sy het van kompetisie gehou en wou altyd wen, maar het ook geleer dat dit reg is om soms te verloor. Lia was top in atletiek, veral in die 60 en 80 meter, en haar lang asem het haar ook goed gedien in lang afstande. Haar pappa moes maar wikkel om by haar te hou. Lia was ook mal oor haar Legos en kon ure spandeer om nuwe dinge te ontwerp, al was sy nie so lief om dit te deel nie. Een sonnige oggend het Lia besluit om haar verkenningspakkie te gebruik en die Towerwoud agter hul huis te verken. Sy het haar verkyker, knipmes, vergrootglas, kompas, spesiale waterbottel, sonhoed en sonbrandroom ingepak. Met haar kort broek en hempie aan en haar hare netjies in 'n strik, was sy gereed vir avontuur. Terwyl sy deur die woud gestap het sy 'n vreemde geluid gehoor. Sy het haar verkyker uitgehaal en gesien dat daar 'n klein magiese wesentjie vasgevang was in 'n spinnekopweb. Lia het vinnig haar knipmes gebruik om die wesentjie te bevry. Die wesentjie, wat haarself as Flitsie voorgestel het, was 'n klein veetjie met blink vlerke. "Baie dankie, Lia," het Flitsie gesê. "As beloning vir jou hulp, sal ek jou 'n spesiale geskenk gee. Jy mag een wens maak." Lia het gedink aan al die dinge wat sy kon wens, maar uiteindelik het sy besluit om iets verander te doen. "Ek wens dat almal in die wêreld altyd genoeg kos en water sal hê," het sy gesê. Flitsie het geglimlag en haar towerstaf geswaai. "Jou wens is my bevel," het sy gesê. "Jy het 'n groot hart, Lia, mag jy altyd so bly." Met 'n flits van lig het Flitsie verdwyn en Lia het haar avontuur voortgesit, tevrede met die wete dat sy vandag 'n verskil gemaak het. Sy het teruggekeer huis toe en haar verkenningspak netjies weggepak en haar dagboek oopgemaak om haar avontuur neer te skryf. En van daardie dag af het Lia, die slimkop dogtertjie met die groot hart, nog 'n dag van avontuur en vriendelikheid beleef.